Hallo julle, ons is besig met hierdie klein groep reeks oor gebed en ek weet nie of die vorige mense al veel gesê het nie, ons is besig met die boek van Richard Foster oor gebed. Die boek se titel is net Prayer. As van julle die boek wil kry vir julleself en bietjie daarin wil lees, gaan dit julle eintlik geweldig baie help. Persoonlik dink ek dis die beste boek op gebed wat ek nog gelees het. Maar kom ons begin net eers ons saam dink en ons fellowship vanaand met mekaar, deur te dink oor die volgende stelling. Iemand het gesê, we have scattered minds and noisy hearts. Scattered minds and noisy hearts. Bespreek net 'n bietjie hierdie stelling. Sommige net in die algemeen, hoe val dit op julle? Dink julle is waar, dink julle is nie? Hoe dink julle daaroor? Een tweede vraag wat ons miskien kan vra is, kom ons assume dat die stelling in 'n groot mate waar is. Navorsing wys vir ons dat dit regtig waar is. Ons het inderdaad gefragmenteerde gedachtewêrelde vandag, wat maak dat ons nie meer kan fokus nie. Hoe deel ons daarmee? Baie eenvoudige vraagie, maar uiters belangrik. Hoe deel ons daarmee? Wel, ek wil hê ons moet net na 3 teksversies kyk. Ons gaan nie vanaand kyk, of vandag kyk na 'n lang teksgedeelte nie, maar ons gaan net na 3 staccato versies kyk. Die heel eerste een is die kortste versie in die ganse Bybel. Ek weet nie of julle kan raai waar dit is nie. Omdat ek ooit eens op 'n tyd gehakkel het ek presies geweet wat is die kortste versies in die Bybel, want ek is baie keer gevra om te open, en omdat ek baie gehakkel het en gestotter het terwyl ek lees, moes ek uitvind waar is die kortste versie, dat ek net die kortste versie kan lees, en dan kan bid. So die eerste versie, dit is die kortste, is dit 1 Tessalonisense 5 vers 17. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Die tweede ene kan julle sommer ook opsoek, dis Romeine 12 vers 12. En die derde ene is uit Efesiërs 6 vers 18. Daai 3 verse. Soek dit al 3 op, lees dit vir mekaar en vra vir jouself miskien, in hoe mate is die verse die antwoord op die scattered minds en noisy hearts? Ok, so in 'n groot mate, wat beteken dit? Kom ons vat daai kortste vers in 1 Tessalonisense 5, waarvan ek gepraat het, bid geduldig. Aanhoudende gebed, unceasing prayer, is waar ons praat. In hoe mate is dit die antwoord op hierdie probleem wat ons het? Maar wat beteken dit presies om aanhoudend te bid? Om te bid sonder ophou, sê van die vertalings ook vir ons. Wat beteken dit presies? Julle kan nou daaroor gesels, maar ek wil sommer dadelik so 'n bietjie van 'n kort inset gee oor hoe Brother Lawrence dit gesien het. Baie van ons ken vir Brother Lawrence, hy het so 'n klein dun boekie geskryf, Practicing the Presence of God. Om te sê ons bid gedurig, of soos Efesiërs 6 inderdaad sê, ons moet bid by elke geleentheid en God smeek in elke omstandigheid. Dit beteken natuurlik nie ons kan op ons knieë rondkruip, heel dag trappe opkruip en bid terwyl ons praat, bid terwyl ons vergadering sit, die hele tyd nie. So, wat beteken dit? Wel, Brother Lawrence se boekie se titel is eintlik die antwoord hierop. Dit beteken nie ek loop aanhoudend in prewel gebede in my gedagtes nie, en ek is totaal distracted van my werk en van my vrou en kinders en my gesinslewe en daai goed nie. Die idee is presies dit. Om gedurig te bid beteken om jou gedagtes so te oriënteer dat jy gedurig 'n bepaalde bewussyn het in jou agterkop of in jou voorste bewussyn, dat jy in die Here se teenwoordigheid is, dat hy hier is, en jy is konstant bewus van daai hangende verhouding, waarin jy die hele tyd met hom is. Dis practicing the presence. Dis wat dit beteken om gedurig te bid, om gedurig in 'n houding van gebed te wees. Beteken dit, 'n mooi manier om te sê, is net om te sê, soos Brother Lawrence het gesê het, it's practicing the presence of God. So wat het hy bedoel daarby? Hoe het hy gesê, hoe doen hy dit? Want hy was baie bekend daarvoor dat hy hierdie practices gedoen het, dat hy 'n man van gebed was, maar hy was 'n gewone skottelgoedwasser.
binne 'n bepaalde gastehuis 'n paar 100 jaar gelede. En al wat hy gedoen het is, hy was so gedurig bewus gewees van die teenwoordigheid van die Here, dat terwyl hy skorrelgoed was, het hy met die Here gepraat. Terwyl hy met ander mense interact het, was hy bewus gewees van die Here se teenwoordigheid, en het hy selfs nou en dan, terwyl hy met ander mense gesprek was, of terwyl hy ander aktiwiteite met ander aktiwiteite besig was, het hy nou dan 'n skietgebedjie opgesê, maar het hy nie altyd bewuslik gebid nie. Hy was altyd bewus, totaal en al consciously bewus van die teenwoordigheid van die Here. So ons gaan 'n bietjie praat in hierdie sessie oor hoe kan ons dit practice? Want as die Bybel vir ons leer, as Paulus vir ons leer, en vir ons sê bid gedurig, die bid gedurig is die antwoord op die scattered minds en op die wandering hearts of noisy hearts, soos ons nou vir mekaar gesê het. So kom ons kyk net eenvoudig na 4 stappe. Maar voor ons by die 4 stappe kom, gesels julle eers 'n bietjie saam met mekaar, hoe dink julle kan 'n mens hierdie practicing the presence of God beoefen? Wat beteken dit vir jou en wat kan 'n mens doen hieraan? En dan sal ek so 'n kort insette gee met 4 stappe. Okay, so hierdie 4 stappe is eintlik 4 fases van hoe 'n mens beweeg van 'n disconnected hart, al glo jy in Jesus, en al is jy 'n kind van die Here, jy kan met 'n disconnected hart leef. Hoe beweeg jy van daar af na iemand wat kan sê, nou is ek iemand wat geheel en al aanhoudend aan die bid is, volgens 1 Tessalonisense 5:17 dan nou of nie. So die heel eerste ene, hoe ons die teenwoordigheid van die Here beoefen, is deur uiterlike dissipline. Wat bedoel ons by uiterlike dissipline? Dit beteken, jy help jouself met uiterlike reminders, dat jy sal onthou, dat jy elke dag leef binne in die teenwoordigheid van God. Daar's allerlei goed wat jy kan doen. Op 'n stadium in die gemeente het ek, toe ons oor gebed gepraat het ek vir julle gesê om in die kerk jou polshorlosie af te haal en dit aan jou verkeerde arm te sit. En julle het dit almal gedoen, die van julle wat horlosies dra aan die linkerhand, het dit aan die regterhand gesit, en die wat dit in die regterhand dra, en dit aan die linkerhand gesit. En ek het vir julle uitgedaag, dra dit vir 'n hele week lank so. En jy gaan die hele tyd bewus wees van hierdie horlosie wat in die verkeerde arm is. En die oomblik wat jy bewus raak daarvan die hele tyd, al wat jy doen is, jy gooi 'n skietgebedjie op na die Here toe, al sit jy in 'n vergadering, jy sê net vir die Here, Here, ek is lief vir U. Of, Here, ek is bewus van U teenwoordigheid. Of, Here, lei my in hierdie vergadering. Of, Here, lei my hier op die pad. Here, ek is op pad huis toe. Vanaand moet ek en my vrou hierdie belangrike gesprek hê. Lei ons in die gesprek. Dis bloot 'n fisiese herinneringsteken wat jou help om jou gedagtes te oefen en te train, dat jy in die teenwoordigheid van God leef. Onthou, ons het al baie in die gemeente gepraat, ook in die infusion, oor trying versus training. As 'n mens net die hele tyd probeer om te bid, en dan vergeet jy weer 3 dae later en besef jy, ek het vir 3 dae nie gebid nie. Maar as jy jouself sien as in 'n trainingproses, dan begin jy by visuele reminders, om jou gedagtes te train, dat jy in die teenwoordigheid van God leef. Jy hoef nie jou horlosie op 'n ander arm te sit nie. Jy kan 'n yskasmagneet koop, of papiertjie onder 'n yskasmagneet sit op jou vrieskas, waar jy later die aand gaan kos uithaal, om jou te herinner. Onthou, jy leef in die Here se teenwoordigheid. Of 'n sticker op die skerm van jou monitor, van jou laptop by die huis of by die werk, of jy kan vir jouself reminders sit op jou badkamer speeltjie wat in die oggend skeer, of wanneer jy jou tande borsel, jy weet, sit ietsie op die skerm wat jou net herinner aan die teenwoordigheid van die God. En so herinner jy jouself die hele tyd, net deur fisiese herinneringstekens, dat jy in die teenwoordigheid van God leef. Die tweede stap is eintlik 'n fase wat natuurlik oorspoel van die eerste ene na die tweede ene, en dit is wanneer hierdie uiterlike herinneringstekens oorgaan na jou onderbewussyn toe. Nou begin dit vir jou baie meer natuurlik raak om te bid. En jy kom agter dat jy het nie meer hierdie herinneringstekens nodig nie. As jou oë uitvee, dan praat jy met die Here. As jy's gedurig, is jy
ek wil amper sê onbewuslik bewus, in jou onderbewussyn bewus van hierdie verhouding wat jy met die Here het. Dis amper soos om by die huis te kom en jy sing 'n deentjie van 'n bepaalde liedjie en jou vrou vra vir jou of die man vra vir jou, waar het jy dit opgetel? En jy besef, weet jy wat, ek het nou net daar in die bank, was in die bank gewees en toe speel daar 'n liedjie en toe het ek dit opgetel. Of ek het gou deur die mall gestap of ek was by die werk gewees en iemand se selfoon het die liedjie opgehaat en ek het dit opgetel sonder ek het nie eens dit besef nie. Maar ek neer die deentjie reg deur terwyl ek in die kar gesit het op pad huis toe. Dis hoe dit raak. As 'n mens geduldig volhard met daai eerste stap, dan beteken dit later dat hierdie gebed, hierdie gevoel van dat ek in die Here se teenwoordigheid leef konstant, gaan na my onderbewussyn toe en dit is eenvoudig, dit raak later vir my 'n spontane ding. Maar dan is daar 'n derde fase of 'n derde stap. En dit is wanneer dit van jou onderbewussyn afsak na jou hart toe. Nou begin dit jou affections raak. Jy raak so sensitief in jou gebede met die Here. Jy bid so gereeld vir mense, vir die pyn in die wêreld, vir die goed wat jy sien, dat jy raak sensitief vir die Here se hart. Sy sagte hart begin afsmeer op jou hart. Jou hart raak nou so sag so syne. Jy begin ewe skielik baie meer empaties raak met mense. Jy begin ondertone van emosies optel by mense wat jy nooit voorheen opgetel het nie. Jy begin hartseer voel oor jou eie sonde of oor die sonde van ander mense of oor die pyn wat ander mense beleef. En jy begin bid met die hart van die Here. Begin jy regtig omgaan met gebed en met die Here en jou hart raak al hoe sagter en sagter. Gebed is die primêre manier waarop die Here daai teks in Esegiel vervul wat sê, ek sal vir julle die hart van klip uitruk en vir julle hart van vlees gee. As jy volhard met die eerste twee fases, dan volg die derde fase outomaties. Die vierde fase is eenvoudig wat Richard Foster noem unity with God of unity with Christ. Nou het jy beweeg deur hierdie 4 fases en jy het dit vir lank geoefen, dalk 'n jaar lank, dalk 2 of 3 of 4 jaar lank. En nou ewe skielik kom dit vir so spontaan dat jy voel vir die eerste keer is jou hart konstant belyn met die Here se hart. Jy leef nou daai posisionele eenheid wat jy in Christus het, vandat jy 'n kind van die Here geword het, is nou 'n geleefde eenheid ook. Jy voel dit nou ook. En alles wat vir die Here belangrik is nou vir jou belangrik. Jy het nou wat hulle in Engels praat van Kolossense 3, the mind of Christ. Die Here se hart is nou jou hart. Jy raak nie sommer net meer kwaad nie, want jy het die Here se hart waarmee jy rondloop. Jy het empatie met mense, jy verstaan wat deur hulle gaan. Jy beleef in jou verhouding met die Here totale eenheid. En hierdie eenheid begelei nou jou lewe. Trouwens, nou kan jy regtig bid in die naam van Jesus, soos wat Johannes 14 en 16 vir ons sê. Dis wat Jesus bedoel as hy sê jy moet in die naam van Jesus bid. Dit beteken nie ons kan enige gebed bid en dan las ons maar net aan die einde daarvan aan die woorde in Jesus se naam nie. Om in Jesus se naam te bid beteken my gedagtes is so een met God se gedagtes dat ek bid nou spontaan dieselfde dinge wat Jesus as hy in die vlees in 'n menslike liggaam hier by my was en saam met my gebid het. Dis wat hy vir sy eie koninkryk sou bid en vir my lewe sou bid namens sy koninkryk. Nou bid ek dit namens hom. So om in Jesus se naam te bid beteken ek bid dit namens Christus. Nou is jy daar, jy is geheel en al nie net in posisie een met die Here nie, maar jy is nou in jou belewenis en in jou alledaagse lewenswandel ook een met die Here. Wel, draai nou mekaar toe so 'n bietjie in die groep en gesels sommer net oor wat julle gehoor het. Wat staan vir julle uit? Wat is vir julle prakties? En hoe kan jy vir jouself doelwitte saamstel om vir jouself te sê om jou gebedslewe intentioneel te maak dat jy unceasingly bid, dat jy kan bid sonder ophou. As jy klaar is daarmee, dan bid julle vir mekaar. Julle deel eers julle doelwitte met mekaar en bid vir mekaar en dan sluit julle af met gebed en dan sien ons mekaar weer die volgende keer.